Goeienaand geliefdes. Weer welkom in die huis van die Here. Ek voel so feesatmosfeer hier onder die ek weet nou nie of almal al hier is nie, maar prys die Here as hulle laat is, agter ons se kom ook in die kraal. Maar ons is hier, so kom ons gaan opstaan. Nou vanaand gaan ek en Eben vir iets bietjie van 'n ander formaat speel. Very, very soon we are going to see our King. Very, very soon we are going to see our King. Very, very soon we are going to see our King. And crowning Lord of Lords. Feestyd, jy mag amper die sitplekke neem. Ek gaan nou vra vir Jan van der Merwe om vir ons open met gebed en dan gaan ons verder met die verrigtinge. Ek glo jy is opgewonde oor vanaand, want vanaand is al skaap op die tafel. Prys die Here. Dankie Jan. Ons wil vanaand vir u sê baie dankie. Ja, Here. Dit is 'n groot voorreg altyd om in die huis van u bymekaar te kan kom. Waar u is, daar is hemel. Waar u is, verdwyn probleme. Waar u is, word mense genees, Here. En ek wil vir u sê baie dankie dat ons vanaand hier bymekaar is met een groot doel, en dat is om die naam groot te maak. Halleluja. Ek wil bid, Here, dat u met elke een wat hier sal gaan, dat u hom sal aanraak. Maar Jesus gaan nou hier verby, as hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. En ek weet, jy gaan vanaand hier verby gaan. Here, jy gaan ons kom aanraak op jy eie manier. Ons eer en ons prys die naam daarvoor. Amen. Jy mag die sitplekke neem. Wonderlike die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Amen. Hy is die begin. Hy is die einde. En ek wil dit byvoeg vanaand. Hy is alles tussen. Sonder hom is daar geen vooruitgang nie. Sonder hom was daar geen begin nie. Die woord sê alles is vir hom, tot hom en deur hom geskape. Nou ons is amper in die einde van 'n week van ons Paskafees. Ons vier vanaand juist dit wat stil
in Jerusalem plaasgevind. Saterdag is Jesus in die graf. Daar's 'n stilte wat heers van sy disippels af. Vrese het van hulle gepak het. Hulle kruip weg in 'n oppersaal waar hulle toegesluit is. Thomas is nie teenswoordig nie, hy's uit. Ek dink hy was een van die dapperstes van hulle almal. En terwyl hulle saam is en verkeer, wonder ek, wat was die gesprekke tussen hulle? Wat nou? Die koning het gesterf. En aanskouing van die ganse mensdom. Praat van die duisternis wat vir 'n paar uur geheers het oor die aarde gestraand het. Vanaand kan ek vir u sê, Jesus is in 'n donker graf met 'n steen voor hom gelê. En ek wonder, hoe skakel ons in by hierdie Paskatafel vanaand? Ek wil so 'n paar aande teruggaan om dit mooi te verduidelik, en daar's so 2 video's wat ek wil hê, moet saam met my dan kyk, maar ons gaan nou by dit uitkom. Die tafel van die Here Jesus Christus was voorberei, en die wat die Bybel saamgebring het, kan saam lees of saam luister, net soos die Here dit op die hart lê. In Matteus die 26ste vers vanaf vers 17, en dit lees as volg. Hy sê, op die eerste dag van die ongesuurde brode, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê, moet ons klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand, en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou en my disippels. Daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. Vir 'n oomblik wil ek hê dat jy dit net daar moet hou. Gaan ons oor na die boek van Markus. Markus 14 is dieselfde gedeelte waar hy daar 'n oogpunt uit. Vers 15 sê, Markus 14 vers 15 sê, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. Ons gaan terug na Matteus toe, en ons gaan verder lees, vers 19, daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hy het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel steek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek? Rabbi beteken leermeester. Hy antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, na dat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde.
Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, totdat op daardie dag wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsange gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Nou, u sal sien dat dit merk 'n paar goed. Dit gee nie vir ons detail van wat die Paasfees was nie. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen om te kyk presies wat dit beteken hierdie hele nagmaal, en om dit self te verduidelik gaan my seker dat hier en daar stop trek en ek gaan dalk misstrap. Daarom vra ek, speel van ons video 1, luister mooi na wat die vroukie sê. Tot in die bergheid. Passover celebrates the Jewish people's escape from slavery in Egypt, as told in Exodus. The Seder plate is the meal's centerpiece, and each item holds symbolic meaning. Zeroah. The shank bone represents the lamb sacrificed at the Temple of Jerusalem during the celebration. Beit Sah. An egg also represents the Passover sacrifice, as well as the cycle of life. Charoset. This paste, made of apples, nuts, and wine, resembles the bricks and mortar the Jewish slaves were forced to make. Maror. A bitter herb, usually horseradish, represents the bitterness of slavery in Egypt. Karpas. A leafy vegetable is dipped in salt water to represent the tears of the Jewish people. Chazeret. Another bitter herb, eaten with charoset and matzah. Now that the Seder plate is in order, get ready for the rest of the feast. Happy holiday, or Chag Sameach. Hierdie sal die voorbereiding wees van Jesus op daardie bittersoet aan, saam met sy geliefdes, sal gebreek het. Hierdie was die ete wat ingestel was deur die Vader vir sy volk wat uit ballingskap uit vrygekom het. Dan vra hy vir my, hoe skakel dit in by die Christen geloof? Ek kan nie sê, alles wat Jesus is, word ook verteenwoordig op hierdie samestelling. Jy wat kan sien, hier is die samenstelling van daardie bord kos wat jy gesien het, nou net ook op die tafel aangebring. 'n Lamsbout, 'n lamsbeen, elke kry brood en krye wat op daardie aand sou geëet gewees het. Ek weet nie of jy dit nog geëet is, dan pak so groente kry, dan kry jy vir so radijs, radies saam met hom. Ek het dit nog nooit nie sop gesit nie, want hy maak hom verskriklik bitter. So ek los hom altyd uit, ek hou van die soet gedeelte. Maar dink aan die bitterheid van die mensdom in die oomblik toe Jesus sterf. Bitter krye, gedoop in soutwater, om die trane van hulle te verteenwoordig wat saam met Jesus gewandel het. 'n Lamsbout, Jesus die lam van Judas stam wat gekruisig is. Die offer wat die Vader gegee het, brood, ongesuurde brood, om nie die wêreld te besoedel met die suur wat 'n normale brood gevind word. Krye, 'n bitter kry. In 'n Afrikaanse gesegde hoor ons, dis 'n bitterpil om te sluk, of dit was nou vir my bitter krye om dit so in te neem. 'n Bitter kry wat dan gedoop word en hierdie dinge wat saamgebring word. Geef ons 'n tentoonstelling visueel van dit wat Jesus vir ons kom beteken het.
Die gevoel van 'n volk, terwyl hulle in ballingskap was, trane. Ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar as jy so huil dat jou trane in jou mond kom, dan proe jy dit as souterig. Gewoon behalwe die laaste keer het ek gesê, jy is die sout van die aarde, beteken dat jy nog broek of jy nog genoeg sout is. Anders is bietjie meer soet dalk, ek weet nie. Maar vanaand sou dit merk dat Jesus in die graf is. Bitter soet omstandighede vir hulle, wat het moes gesien het. En toonstelling van hulle wat voor daar in die kruis gestaan het en gesien het, hoe hy van gedaante verander het, toe die wêreldse sonde op hom kom. Jy moet besef dat die woord sê dat hy die gelaat van 'n mens nie gehad het nie. Dat hy hierdie drogbeeld van eens 'n mens op daardie kruis was. Die verduidelik gestraand door die Romeinse kats, wat het aan sy liggaam moes doen, en wat het aan hom gedoen het. Ek wil praat in Matteus 27 vers 59 en 60, of tot 60, en hy sê hierdie woorde, hy sê, en Josef het die liggaam geneem, en dit moet skoon linne toegedraai, en dit is in sy nuwe graf gelê, wat in 'n rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Maria Magdalena was daar, die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. Die volgende dag is dit, die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, dit is wat hulle Jesus genoem het, toe hy in die lewe was gesê, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, en verseker dit soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Nou luister gou mooi, weet jy wat beteken dit om daardie steen te verseël? Hulle moes hom gesement het. Hulle het hom vasgemessel, sodat mense hom nie sou kom loskry nie. Het jy dit al raak gelees in die Bybel? Dit was nie die steen wat daar gelê het nie. Hulle het hom gaan verseël. En dan plaas hulle nog 'n wag daar ook, terwyl Jesus se disippels, of twee van hulle, Maria Magdalena, die ander Maria daar sit en wag. En waak hulle oor die graf, waak hulle dat Jesus se oorskot nie verwyder sal word. Dieselfde tyd is die teenstanders ook daar om te kom verseker dat die disippels nie dieselfde ding doen en Jesus kom steel nie. Hulle woorde was, die tweede verwarring sal groter wees as die eerste. Hulle het Jesus se lewe gesien as 'n verwarring. Hulle het dit nie gesien as redding nie. So met ander woorde was hulle op hulle tone om te keer dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. Maar binne het hulle geweet dat hierdie Jesus in 'n transformasieproses 3 dae in sy volle hemelsliggaam weer in die graf sal loop. En 3 dae se tyd binne in hierdie graf reeds voorberei is, lyk soos wat Lazarus voorberei was, in linne toegedraai, lê Jesus in die graf. Wat is die verwagting in jou hart vanaand, as jy bedink dat Jesus in hierdie oomblikke soveel jaar terug in die graf gelê het? Iemand vra, pastoor, hoe is dit dan dat die Paasfees verskillende tye
verskillende jare geskied. Dis eenvoudig. Die 1 April tot die 8 April is basies die Joodse Paasfees. Maar omdat dit die eerste maand Nisan van die Joodse kalender is, en die Joodse kalender verskil vanaf die tradisionele wêreldskalender wat ons ken, val dit op verskillende tye in April vir ons, maar presies dieselfde tyd op die Joodse kalender. Daarom kan dit baie keer later op April maand plaasvind, of baie keer vroeër, afhangende soos wat die Joodse kalender dit dan vir ons uitwys. So daar antwoord ek 'n paar vrae en 'n paar bekommernisse. Moenie bekommerd wees oor die viering van Paasfees, wanneer dit sal plaasvind. Maar vier dit soos of dit nou plaasvind. Dit maak 'n paar deure toe, dit vat 'n paar verwarrings weg, en dit bring jou in die atmosfeer van wat dit moet wees. Nie van wat die mense se verwagting is nie. Hoor jy, ek gaan vertel, daar soveel verwarrings. Deur soveel kerke, daai ouens wat vir jou van die DVD gee, en jou waarsku oor die goed, hulle lei jou weg van die Here af. Kom eerder na die Here, en kom vier saam met sy kinders dit, wat hy verwag het ons moet vier. Ons is nie Jode nie, maar tog is ons ingeënt in die ware wynstok, en we kan het onthou. Jesus Christus. Ons is van buite af ingebring en ons het deel geword van sy liggaam. Jy gaan nou iets sien in die tweede video, en luister mooi wat jy die vrou sien vanaand sal jy sien. Daar is ook 4 bekers aangebring op die tafel. 4 bekers wat elkeen iets anders te vir die Pascha sou beteken. En ek wil hê dat jy hierdie tweede video saam met my geniet. Dit vir ons lekker sit asseblief met ons. Disciples sitting around the Passover table. You know, Passover is unlike any other night in the year. And tonight, Jesus, his disciples, and the rest of the Jewish world remember when God made them free. Jesus' last Passover and his Last Supper is found all throughout the Gospels. Every Gospel, actually. Matthew, Mark, Luke, and John. Now, the Gospels only show us a specific moment during the Passover meal when Jesus took 2 of the Passover elements, the bread and the cup, and connected them to his broken body and his shed blood. The bread and the cup from the Passover will become the 2 elements Christians will use to remember Christ all throughout church history. But here's something interesting. The Gospel accounts don't show us everything. Jesus actually took 4 cups of wine that night, not just 1. The Passover Seder then and now have had 4 cups of wine that are spread throughout the evening. And I always like to say that these 4 cups act like fence posts that guide you through the Seder. Each cup has a name, and each cup is connected to Exodus chapter 6, verse 6 and 7, which is called the I will passages, when God says to Moses, I will set my people free. Not you, Moses, I will. Now, the first cup is called the cup of sanctification. And it carries the idea for the Jewish people that God is literally removing them from the entire world of Egypt, the burdens of Egypt, and all that Egypt encompassed. And he's removing them from that empire of Egypt into a world of freedom. He's transferring them from one place to another, setting them apart and giving them a purpose. The cup of sanctification. Now, we don't take this cup during communion, but I think it has incredible significance to the life of a Christian. Because see, we've been removed. We've been removed from the kingdom of darkness and brought into the kingdom of light because of what Christ has done for us. And not only have we been removed from the kingdom of darkness, but we've also been given a purpose to serve him. And this is the cup of sanctification, to become more like Christ. So even though we don't take this cup, it has tons of meaning to us. The second cup is called the cup of praise. And it's connected to a section in Exodus chapter 6, verse 6, which says this, and I will deliver you from slavery. You know, I want you to imagine what it would have been like for the Israelites to live for 400 years in Egypt, and a majority of that time under the burden of Egypt and the bondage of slavery, to build a kingdom that wasn't even theirs to enjoy in the end. You know, the cup of praise
is a reminder of the good news that was brought to the Jewish people when God said he's going to deliver them from the bondage of Egypt. And when you hear that good news, your only response is praise God. And again, even though we don't take this cup as Christians, I'm reminded of the fact that we've been set free. We have been delivered from the bondage of sin into new life. And so this cup is a great reminder for us to say, praise God, the cup of praise. The third cup is a cup that's familiar to Jewish people, and it's also familiar to the Christian community, because this is the cup that we take during the Lord's Supper. The third cup, the cup of redemption. When God says this in Exodus chapter 6, verse 6, I will redeem you with outstretched arm and with great acts of judgment. God is going to redeem Israel. He's going to take them back. He's going to take back what is rightfully his. And the whole idea of redemption in the book of Exodus is the idea of God taking back what is rightfully his. You know, this is a cup that we take to remember the blood of Christ that was shed for us when he redeemed us, when he bought us back and took us back to claim what was rightfully his, the cup of redemption. Finally, the fourth cup, a most interesting cup because it's actually mentioned in the gospel accounts of the Last Supper, the cup of acceptance, which is connected to Exodus chapter 6, verse 7, which says this, I will take you to be my people, and I will be your God. The idea that God accepted his people, and his people accepted him. So you know what's awesome? As a Christian, we can take this cup, because by the blood of the Lamb, we are no longer strangers. But now we have been accepted by God because of what Christ has done. And we are no longer aliens, as it says in the Old Testament. We are now sons and daughters of the living God. The four cups of the Passover not only speak to the lives of the Jewish people who celebrate them, but also they define the Christian life. You know, we've been set apart from the world to be a light of hope for God, the cup of sanctification. We've been set free from sin to serve the living God, the cup of praise. We've been bought back and redeemed by the blood of the Lamb, the cup of redemption. And we've been accepted by God through the saving work of his Son, the cup of acceptance. I'm Chris Katolka. Is daar enige onduidelikheid oor die vier koppies? Dit was deel van die Joodse fees. Ons gaan môreoggend, as die Here wil, dan gaan ons die nagmaaltafel wat deur Jesus in daardie oomblik ingestel word. Nadat hy die brood gebreek het, soos ons gelees het reeds, gaan ons die brood breek. Ons gaan die wyn, the cup of redemption, gaan ons môre vier. Want deur sy bloed, deur sy wonde, daar vir ons genesing. Ek en hy het vir iets voorberei. Dis die keer wat sy nou saam met my iets gaan doen. Maar ek dink sy het nou lang genoeg gewag. Lang genoeg in haar boetie se skaduwee gestaan. Om ook iets saam met haar pa te doen. Al die derde Here was. Thanksgiving. The marketplace is empty. No more traffic in the street. All the builders' tools are silent. No more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labor. In the courtroom, no debate. Work on earth is now suspended as the king comes through the gate. Happy faces line the hallway, those whose lives has been redeemed. Broken homes he has mended, those from prison bars he's freed. Little children, many ages, hand in hand
weary of God's trumpet, sounds the end of sin and wrong. Read the roll now unfolding, heaven's grandstand going through. Heaven's glorious now assembled, stop to sing amazing grace. Vanaand eet ons saam die Pasga. Môre staan ons voor 'n leë graf. Met die wete dat Jesus het opgestaan. Môre vat ons die fees so effens verder. En ons weet dat omdat hy opgestaan het, hy weer gaan terugkeer om ons te kom haal. Wat 'n wonderlike fees om vanaand saam hierdie Pasga met u as geliefdes te mag deel. As eerbetoon vir dit wat Jesus vir ons nagelaat het. Kom ons staan op ons voete. Ons gaan ons hoofde buig vir 'n oomblik. Ek gaan vir broeder David vra om vir ons hierdie tafel te seën. Daarna dit gaan ons saam eet. U is welkom om so 'n bietjie van die bitterkruie te kom gebruik en in die sout te drink. Kom ervaar dit wat Jesus ook ervaar het. Kyk so na die tafel en geniet dit wat vir u voorgebring is. Die ete wat goed was vir die koning van alle konings. Is ook goed vir my en u. Ek wil dan in hierdie geleentheid weer vir die susters sê, met vanmiddag hier kom draai, nadat ek so 'n bietjie afgesonder het, die woord by mekaar gesit het, en dink al die hele dag aan Jesus sy loop op hierdie aarde, en wat hy van ons kom beteken. Vanaand wil ek vir u sê, elke suster, elke broer, wat hierdie feestyd moontlik gemaak het, gee jouself so 'n pat on the back. Want jy het dit vir Jesus gedoen, en vir jou broer en vir jou suster om saam te kan herdenk dit wat hy vir ons kom los. En David, seën vir ons die tafel van die Here. Magtige Hemelse Vader, ons met dankbaarheid wat ons voor U staan vandag. Here, om dankie te sê vir wat U vir ons gedoen het. Here, U was nou saam met ons gemeente